Ons is vandag in die tweede gedeelte wat gaan oor die wil van God. Enigiemand iets geleer verlede week? Okay, waaroor het die preek gegaan verlede week? Nee? En dit gaan oor wat is, ons soek baie keer, soek ons na God se wil vir ons lewe. En wat hy wil hê, elkeen van ons moet doen, hoe ons moet leef, waar ons moet bly, waar ons moet werk. Ons soek God se wil in die groot dinge in ons lewens. So en dan baie keer dan ons oorkompliseer die soeke na God se wil. Ons wil die regte besluite neem, ons wil nie die verkeerde goed doen nie, ons wil weet waar ons moet werk, ons wil weet waar ons moet bly, ons wil weet met wie ons moet trou en hoeveel kinders ons moet hê en al daardie groot goed en dit is verskriklik baie druk op iemand wat nie eens weet wat hulle gaan eet vanmiddag. So baie keer soek ons na God se wil en ons wil graag weet wat hy vir ons wil sê. Ons soek die perfekte antwoord. Ons wil hoor wat God vir ons sê, dat hy dit miskien in die hemel moet skryf of hoorbaar met ons moet praat. Dat ons nie die verkeerde besluite moet neem nie, maar dat ons sal doen dit wat God wil hê ons moet doen. En baie keer is ons so gejaag na die besluite wat ons moet neem en soeke na God se wil, dat ons mis die goeie dinge wat hy elke dag vir ons doen. Dat ons mis wat hy vir ons gee. Dat ons mis dit wat ons ervaar van God, dat ons die liefde en die genade van God ervaar. Ons soek na die dinge daar buite, dat God vir ons moet sê wat ons môre moet doen of oormôre moet doen, en ons mis wat hy vir ons sê vandag. En daarom is die titel van vandag se boodskap dat ons moet ophou om God se wil te kompliseer. Kom ons bid saam. Here ons God, ons dankie Here vir u goedheid en vir u liefde. Ons dankie Here dat u vir ons deur die woord ook kom openbaar wat u wil is vir elkeen van ons se lewe. Ons vra Here dat u ons harte sal oopmaak en dat ons ook vandag se boodskap sal ontvang, dat dit deel sal word van ons lewe. Dat ons ook sal verstaan wat u wil vir elkeen van ons se lewe is. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. So verlede week een van die groot foute wat ons gesien het, wat ons maak, is ons oorkompliseer God se wil en ons onderskat die goedheid van God. En een van die teksgedeeltes wat ons verlede week gelees het, dan sê die Here vir ons, dan skryf Dawid in die Psalms, hy sê dat God vir ons sal leer, hy sal vir ons die pad wys, hy sal vir ons raad gee en sy oog is altyd oor ons. En wanneer ons vanoggend na hierdie gedeelte kyk, dan die boodskap van vanoggend het die potensiaal om elkeen van ons se lewens te verander. As ons bereid is om te luister na wat God se wil is vir elkeen van ons se lewens. Want ons is geneig om te dink aan God se wil in terme van doen. Wat moet ek vandag doen? Wat moet ek môre doen? Wat moet ek oor 5 jaar doen? Ons het al hierdie goeders om te dink, maar dat wat in ons lewe in die toekoms gaan gebeur, dit is wat vir God belangrik is. Om te sê wat ons moet doen, om te sê hoe ons goeders moet doen, om te sê hoe ons teenoor mense moet optree. Dit is al hierdie dinge van doen. Wanneer God se wil eintlik is, dit gaan nie oor die wat nie, maar dit gaan oor wie. Dit gaan oor wie jy word en nie wat jy moet doen nie. Dat God se wil vir ons is om ons karakter te slyp, dat ons meer soos Christus sal word. Dat ons in verhouding met hom sal leef, dat ons nader aan hom sal kom. Sy wil vir ons is dat ons nie net moet dink aan die groot dinge in die lewe nie, aan dit wat ons moet doen, of waar ons moet bly, of met wie ons in 'n verhouding moet wees, oor al daardie groot dinge nie, maar dat God wil hê, dat ons karakter moet verander, sodat ons meer word soos wat Christus is. En ons het verlede week gesê, dat die kennis van God se wil, begin by die kennis van God se hart, wie hy is. Wat hy vir elkeen van ons wil gee.
Maar ons dink aan al die groot goed wat moet gebeur. Moet ek hierdie werk vat of moet ek dit nie vat nie? Moet ek hier bly of op 'n ander plek? Moet ek koop of moet ek huur? Hoeveel kinders moet ons hê? En jy weet nou, ons kinders is nou besig om uit die huis uit te gaan. Miskien dalk 'n ou laat lammetjie. Pensioenvretertjie, né? Maar nee, nie vir my nie, dankie. Klaar met daai gedeelte van my lewe. Maar ons dink altyd aan die groot en ons kompliseer al die goedes van ons wil hê, hoe God wil hê ons lewens moet lyk. Ons dink aan daaraan wanneer jy kinders miskien dalk in die skool het of wat nou klaar maak met matriek, wat se universiteit gaan ons bywoon? Maar ons dink min daaroor oor hoeveel tyd ons mors op sosiale media. Ons dink aan die verhoudings wat ons moet hê, met wie ek eendag moet trou, maar ons dink bitter min daaraan hoe ons die mense hanteer wat voor jou staan in die supermark, wat saam met jou werk. Ons dink aan al hierdie groot goed van eendag of môre of oor 5 jaar van nou af. Maar die verhoudings met ons familielede is nie waar God wil hê dit moet wees nie. So ons kompliseer alles, ons dink dat God net dink aan dit wat môre gaan gebeur, aan wat se werk ek moet doen. Wanneer ons kyk na die woord van die Here, dan sê Jesus vir ons, waar hy praat oor werk, hy sê, los julle werk en volg my. Want ek sal julle vissers van mense maak. Wanneer Jesus praat oor ons verhouding, dan gaan dit oor hoe ons mense behandel, hoe ons tyd spandeer, wat se verhouding ons met God het, wat se plek Christus in ons lewe het. Vandag, nie môre nie, nie oor 10 jaar van nou af nie, hoe ons vandag leef, in verhouding met God en verhouding met die mense rondom ons, en dat ons meer word soos Jesus Christus. Jesus sê oor die toekoms, dan sê hy die volgende, Matteus 6 vers 34, moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. So los môre se moeilikheid vir môre. Vandag het genoeg van sy eie. En dan skryf Jakobus, dan sê hy sê 'n soortgelyke ding in Jakobus 4 vers 13, dan sê hy, kom, julle wat sê, vandag en môre sal ons na hierdie stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly, ons sal sake doen en ons sal geld maak. Julle weet nie eens hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as dit die Here se wil is, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar ons probeer om God se wil vir ons lewe uit te pleis en ons oordink dit, terwyl God vir ons sê, soek my vandag, leef in verhouding met my vandag, dien my vandag, dra die vrug van die Gees, liefde, vreugde, vrede, geduld. Nee, ek sê dit hard, want ek sê dit vir myself, sodat ek dit kan hoor. Eintlik moet ons so maak, nee, dat jy druk jou vinger in jou oor, sodat as dit hier kan ingaan, dat dit nie hier kan uitgaan nie. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, dat ons die vrug van die Gees vandag sal openbaar, want dit is wat die wil van God vir ons lewe is. Dat ons in verhouding met hom sal leef, dat ons met hom sal wandel, dat ons sy wil sal ken, dat ons harte ingestel is op die woord van God en dit wat hy vir ons sê. Die beste manier om God se wil vir jou lewe te verstaan, is om gehoorsaam te wees aan Jesus Christus vandag. Die beste manier om God se wil vir jou lewe te verstaan, is om gehoorsaam te wees aan Jesus Christus vandag. Dat ons ophou worry oor môre. Dat ons ophou worry oor dit wat ons moet word. Want die wil van God, het ons verlede week gesien, ons het gesê, daar's 4 aspekte van God se wil. Kan julle onthou, wat is die 4? Die eerste ene is, die soewereine wil van God. Met ander woorde, dit is die groot plan wat God het. Hy het dit in werking gestel, en niemand kan dit keer nie. En dan het ons gepraat oor die morele wil. Met ander woorde,
dit is daardie gedeelte waar God vir ons sê hoe ons lewens moet inrig, hoe ons moet leef. Dan het ons gepraat oor die toelatende wil. Dit is die goed wat God baie keer toelaat in ons lewens wat ons nie verstaan nie en wat ons mee moet vrede maak en wat ons moet aanvaar. En dat God vir ons die vermoë gee om te kan dink en besluite te kan neem. En baie keer gebeur daar goed in ons lewens as gevolg van ons eie besluite wat nie vir ons lekker is nie en baie keer gebeur daar goed in ons lewens as gevolg van ander mense se besluite wat nie vir ons lekker is nie. Want ons leef in 'n sondige wêreld, maar God laat mense toe om 'n keuse te kan maak. En dan het ons gepraat oor die persoonlike wil van God. Met ander woorde, dit is dat God 'n roeping het op jou lewe. Dat hy vir jou goeie werke voorberei het om te doen nog voordat jy gebore is. Met ander woorde, daar is seker goed waartoe God jou geroep het om te kan doen. Maar vanoggend praat ons bietjie meer oor die morele wil van God. En die morele wil van God is nie om te sê jy moet 'n YouTuber word of 'n huisvrou of 'n AI spesialis of enige van daai goed nie. Die wil van God, die morele wil van God vir jou lewe is die volgende. 1 Tessalonisense 4 vers 3. Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. Die Griekse woord is hagios. Met ander woorde, dit is om eenkant te wees, om spesiaal te wees, om afgesonder te wees, om toegewy te wees aan God. Dit is die wil van God vir ons lewens. Dan skryf Paulus, en hierdie is seker een van die mooiste verse vir my in die Bybel, is in Romeine 12 vers 2. Dan sê hy, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Moenie dink soos die wêreld nie, moenie vermaak word soos die wêreld nie, moenie meegesleer word deur die media soos die wêreld nie. Moenie doen wat die wêreld doen nie. Moenie dink soos wat die wêreld dink nie. Vernuwe julle gedagtes, laat God toe om deur sy gees julle gedagtes te vernuwe. Want hy sê, as julle dit doen, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. Dat ons anders begin dink as die wêreld. Dat as die wêreld skree oor iets, dan vra ons maar, wat is besig om te gebeur? Is dit deel van God se plan vir my lewe? Of gaan ek maar net saam met die massa? Doen ek maar net wat almal doen, want dit is wat almal doen? Of beskou ons onsself as anders as die wêreld? As die wêreld sê dat iets is goed, stem ons saam daarmee? As die Bybel vir ons sê, 'n huwelik is tussen een man en een vrou, en die wêreld sê nee, jy kan kies wat jy wil wees. Jy kan kies wat jy wil doen. Stem ons saam daarmee? Of sê ons nee? Dit is nie wat die woord van God vir ons sê nie. Dat ons dink anders as die wêreld, dat ons gedagtes rig op die dinge wat daarbo is, wat by God is, sodat ons kan verstaan wat vir hom, nie vir die wêreld nie, nie vir my nie, nie vir jou nie, wat vir God goed en aanneemlik en volmaak is. Dit is die roeping van God op ons lewe. Maar miskien sê jy dalk, maar ek het regtig gedink dat God wil dalk hê ek moet 'n sendeling word, of hy wil hê ek moet 'n influencer word. Wat is dit in Afrikaans? Beïnvloeder of wat, ek weet nie. Weet julle wat 'n influencer? Dis mense wat selfies neem van hulle self en video's maak en ander mense beïnvloed om sekere goed te doen. Okay? Jy maak baie geld uit dit uit, as jy dit reg doen. Of 'n pastoor te word. Dit is wat God wil hê. Ek het gedink dat dit is die dinge wat God wil hê. Dat ek eendag dalk met iemand trou wat baie ryk is. Ek sê altyd vir my kinders, weet jy wat? Dit gaan nie oor die agtergrond van die mannetjie nie, maar die grond daar agter. Okay? So as jy kies reg. Okay? Ek dink dit is wat God wil hê vir my lewe. En dan kom God en hy sê vir ons, sy wil vir ons is nie die wat nie, maar die wie.
wie jy word. Hy het ons gered, 2 Timoteus 1 vers 9, hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie. Nie omdat ons so goed is nie, nie omdat ons die regte goed doen nie, nie omdat ons altyd die regte besluite neem nie. Nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Dat God ons roep om syne te wees. Dat hy ons gekies het nog voor die grondlegging van die wêreld. Dat hy wil hê ons moet die wie word en ophou worry oor die wat. Dat ons lewens nader sal wees aan Christus, dat ons gevorm sal word volgens dit wat die woord van God vir ons sê. So die vraag wat ons vra moet verander. In plaas daarvan dat ons vra, wat wil God hê, moet ek doen? Moet ons eerder vir hom vra, wie wil God hê, moet ek word? Wie is dit wat God wil hê, ek moet word? En as ons hierdie vraag vra, dan verander ons hele lewe. Want dan gaan dit nie meer oor wat se universiteit of wat se skool ek moet bywoon nie, dan gaan dit oor hoe hanteer ek die mense saam wie ek by die skool is. Sê ek dieselfde slegte goed? Praat ek oor agter ander mense se rug? Skinder ek van ander? Is ek 'n boelie of is ek anders? Dan gaan dit nie meer oor die persoon met wie jy eendag gaan trou of met wie jy eendag in 'n verhouding gaan wees nie, dan gaan dit daaroor dat wanneer jy daar kom, dat jy daardie persoon, daardie vrou met wie jy trou, dat jy haar sal behandel en haar sal lief hê soos wat Christus die kerk liefhet. Dan gaan dit nie net meer oor wat ek eendag gaan doen nie, maar die persoon wie ek word in die proses. As ek vir julle moet vra oor myself, dink julle met bewys van hande, dink julle dat God my geroep het om die evangelie te verkondig? Wie sou sê ja? Okay, daar's daar 'n paar. Dankie tog. Sjoe, dit was close. Okay. Nou die ander vraag is, dink julle dat dit God se wil is dat ek my vrou moet lief hê soos wat Christus sy kerk liefhet? Okay, daar's minder hande, sorry liefie. Okay, sy het daar 'n hand opgesteek, kry. Wel dan. Want wat ons moet verstaan is dat alhoewel dit wat ek hier doen, die doen gedeelte is, gaan dit baie meer oor integriteit. So as ek 'n goeie prediker wees en ek is inspirasie en al daai goeters, maar ek hanteer my vrou nie soos wat God dit van my verwag nie, dan leef ek nie binne die wil van God nie. Wanneer jy jou besigheid doen en die manier hoe jy jou besigheid doen is soos wat die wêreld dit doen, weer daai Egyptian walk, né? Sit 'n bietjie geldjie hier en dan gee ek vir jou 'n geldjie hier. As jy dit doen, al sê jy dat jy 'n Christen is, dan is jy nie binne die wil van God nie. Maak nie saak waarheen jy gaan nie. Maak nie saak wat jy doen nie. As jy leef soos die wêreld en jy doen nie wat God van jou verwag nie, dan kan jy so heilig wees as wat jy wil. Jy is nie binne die wil van God nie. As ons as Christene die heeltyd goed wil sê oor ander mense en altyd 'n punt wil maak, dan is dit presies wat jy doen. Jy maak 'n punt, maar jy maak nie 'n verskil nie. As ons die heeltyd kritiseer, as ons die heeltyd sleg praat van ander gemeentes en ander kerke en ander gelowiges, ons dink dat ons is heilig, want ons gee ons opinie. Maar ons is nie binne die wil van God nie, want God sê vir ons dat ons mekaar moet lief hê. Nie dat jy alles moet aanvaar nie, maar dat ons mense moet lief hê. Dat ons vir mense moet omgee. God sal eerder wil hê dat in plaas daarvan dat ek
doen wat ek nou doen en sonder integriteit, dat ek eerder iets anders gaan doen met integriteit. Want as jy dit verloor, is dit bitter moeilik om dit terug te kry. Wat ook al ons doen, moet ons doen volgens die wil van God, wat hy wil hê in elkeen van ons se lewe. Dat ons nie so gefokus moet wees op die loopbaan, of dit wat ons eendag wil bereik, of dit wat ons eendag wil doen nie. As dit gebeur, gebeur dit is fyn. Maar wat God wil hê is dat ons integriteit moet hê in die manier hoe ons lewe vandag. So die vraag is, het God vir jou 'n perfekte loopbaan, of huwelik, of plek waar jy moet bly, of skool waartoe jy moet gaan? En die antwoord is nee. Want God wil meer hê, dat jy soos Christus moet word, eerder as wat hy vir jou sê, wat jy moet doen oor môre en oormôre en 5 jaar van nou af. Paulus skryf in 1 Korintiërs 10 vers 31, hy sê, of julle eet en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Jou lewe, jou werk, jou verhoudings, doen alles tot eer van God. So maak nie saak wat jy doen nie. Doen dit tot eer van God. As jy hier by die kerk en die kantoor werk, doen dit tot eer van God. As jy met kinders werk by die skool, doen dit tot eer van God. Al is dit bitter moeilik baie keer, want hulle is 'n uitdaging. Jy mag mos nou geen hande oplê deesdae, jy moet mooi met hulle praat. Die van julle wat die video gesien het, weet wat volgende kom. Maar alles wat jy doen dit tot eer van God. As jy met klein kindertjies werk, doen dit tot eer van God. As jy by die munisipaliteit werk, doen dit tot eer van God. Maak nie saak wat ons doen nie, doen alles tot eer van God. En ons soek God se antwoord om vir ons te sê, maar wat moet ons nou môre doen? Nou gister kan ek vir jou sê, want ons het gister 'n begrafnis gehad. Môre is nie gewaarborg nie. Al wat jy het, is vandag. Maar ons worry oor wat môre gaan gebeur, lê nagte wakker, waartoe wil God hê moet ek gaan? En ons vergeet, dat God ons geroep het, om vandag nader aan Christus te leef. Om vandag te kan doen dit wat hy vir ons gee, om meer soos Jesus te kan word. En eendag is dit dalk dat jy iets groters gaan doen, maar vir nou, vir vandag, vertrou God vir die toekoms, maar leef vir Jesus Christus vandag. Beweeg nader aan hom, want dit is die klein dingetjies wat die groot verskil maak. So ek wil julle 'n storie vertel van wat in Bloemfontein gebeur het. Ek weet nie of julle Doxa Deo gemeente ken nie. Ons was in daardie gemeente toe ons in Bloem was. En 'n hele paar jaar terug was daar 2 gemeentes. Daar was Doxa Deo en daar was Fountainhead. Fountainhead was in Langenhoven Park en Doxa is in Generaal de Wet, né? Dink is Generaal de Wet. Die 2 gemeentes, vir die eerste keer in die geskiedenis van die Afrikanerdom, né, het die 2 kerke een geword. En ons het begin om na daardie gemeente toe te gaan, hè, te dink ons, gaan dit ooit werk? Want ons het daarna toe gegaan, toe staan 80 mense in die diens. En al wat hulle gedoen het, is die klein goedjies. Elke Sondag, elke gebedsaksie, bid vir die gemeente, doen wat Christus vir ons gesê het, om dit vandag te doen, doen dit vandag. Kry hierdie 2 om saam te werk. Vandag het hulle 2 kampusse in Bloemfontein. Hulle het in die groot een by Vugat Park het hulle 'n oggenddiens vir Engels en Afrikaans. En 'n aanddiens vir die jeug. En dan het hulle in die noorde nog 'n gemeente. Hulle het die groot goed gedoen, maar 'n 2 kampusse in Bloemfontein. Hulle het 'n 2 kampusse in Bloemfontein. Hulle het in die groot een by Vugat Park het hulle 'n oggenddiens vir Engels en Afrikaans. En 'n aanddiens vir die jeug. En dan het hulle in die noorde nog 'n gemeente. Hulle het die groot goed gedoen,
Omdat hulle getrou was in die klein dingetjies en elke dag gedoen het wat God van hulle gevra het, het God hulle geseën met soveel meer. En dit is 'n inspirasie vir my en ek hoop vir julle ook, dat ons sal besef, dat dit gaan nie oor die groot goedes wat ons eendag moet doen. Ja, ons wil groot dinge doen en daar was iemand wat saam met my gewerk het. Dit gaan alles oor die titel. Want as ek die titel het, sal ek happy wees. Weet jy wat, hy die titel, hy is nie happy nie, want hy wil nou die volgende een hê. En dit is hoe ons as mense is. Wanneer ons sal sê, maar as ek daar kom, as ek die groot goed bereik, dan sal ek tevrede wees. In plaas daarvan om te sê, dat as ek vandag die wil van God doen, as ek die vrug van die Gees vandag dan vir iemand kan wys, iemand kan lief hê, wat ek veronderstel is om te haat, omdat hy van my verskil, dat ek vir iemand anders kan omgee. Dat ons vandag die verskil sal maak. Dat ons vandag sal doen dit wat God wil hê ons moet doen. God is baie meer ingestel op jou verhouding met hom as oor wat môre gaan gebeur. God is baie meer ingestel dat jy meer soos Jesus moet word. En as daar iets is in jou lewe wat jy wil hê dat God moet verander, vra hom. En hy sal jou wys. Want dis al wat jy kan doen vandag. Oor môre het jy geen beheer nie. As jy kom by môre. Wat ons moet doen is om vandag te leef tot eer van God. Die beste manier vir jou om God se wil te ontdek, is om gehoorsaam te wees aan Jesus Christus vandag. En mag God deur sy Gees vir ons openbaar wat hy wil hê ons vandag moet doen. Dat ons vandag sal lief hê, dat ons vandag sal omgee, dat ons vandag getrou sal wees. En los môre vir môre. Want vandag het genoeg van sy eie probleme. Môre bring sy eie. Dat ons gehoorsaam sal wees en gevorm sal word, soos wat God wil hê. Here, ons God, ons dankie, dat ons ook volgende kan kom leer, Here, dat ons nie so bekommerd moet wees oor dit wat môre gebeur, of wat ons eendag gaan doen oor 5 jaar of oor 10 jaar van nou af nie, maar dat ons vandag getrou sal wees, dat ons vandag U sal lief hê, dat ons vandag die vrug van die Gees in die wêreld sal bring, wat so ver en so verlore is. Dat ons U wil sal ken in die klein oomblikke. Dat ons getrou sal wees. Dat ons U sal lief hê en dat ons mekaar sal lief hê. En Here, ons dink ook aan die mense in Mosselbaai en Jeffreys, Here, wat deur soveel uitdagings gaan op hierdie oomblik met al daai brande wat daar is, en dat ons ook vra, Here, dat U die hand van bewaring oor hulle sal hou, en dat U ook daar 'n uitkoms sal gee, want ons weet ook, dat U is 'n God wat in beheer is van die natuur en van alles wat rondom ons gebeur. Dankie Here dat ons hulle aan U kan opdra, dankie Here dat ek kan bid vir hierdie gemeente, en dat ons kan vra Here dat U deur die Heilige Gees aan ons sal openbaar, dit wat U wil hê ons vandag moet doen. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen.